Ons lees die oordenking vir die 1 Maart uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die tema vir vandag is verkeerde wapenrusting. Ons teksvers kom uit Efesiërs 6 vers 11. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Net so soldate swaar wapenrusting aangetrek het voordat hulle 'n geveg binne gegaan het, dra weermaglede en polisie vandag ook beskermende drag. Dit beskerm hulle nie slegs fisies nie, dit gee hulle ook moed en selfvertroue. Dit maak die diep vrees binnekant minder. Vrees laat ons ook dikwels na ons wapenrusting gryp. Wanneer ons vir 'n werksonderhoud gaan, sorg ons dat ons weerbaar is. Ons bewapen onsself met 'n getuigskrif. Ons berei voor vir moontlike vrae tydens die onderhoud. Ons vergewis ons van feite betreffende die firma of die instelling. Is die besigheid finansiëel gesond? Wat is die langtermynmoontlikhede? Net voor ons instap vir die onderhoud, stuur ons 'n skietgebedjie op en vra dat alles goed sal afloop en dat ons suksesvol sal wees. Op ander terreine van ons lewe gee ons dikwels ook meer aandag aan meetbare fisiese sekerhede om onsself voor te berei vir 'n nuwe onbekende fase of 'n moeilike situasie. Dikwels probeer ons ons eie vrees so bekamp. Dit is reg en goed en noodsaaklik om seker te maak dat ons goed voorbereid is op die onbekende. Ons voorbereidings moet egter by God begin. Ons moet eers by hom hoor wat hy sê van ons drome en planne. Vir elke onbekende dag en situasie moet ons sy wapenrusting aantrek. Dawid het gesorg dat hy die regte wapenrusting aantrek. Hy het ten volle op God vertrou. Daarna het hy sy klippies opgetel en een in sy slingervel gesit. Hy het niks gevrees nie. Dankie vir u volledige beskutting, Here. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.